Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê vir hierdie ongelooflike geleentheid wat ons vanoggend hier by mekaar kan kom. Waar ons 'n Christusfees kan hê, waar ons in U naam kan vergader, Here, waar ons kan dankie sê vir hierdie geskenk wat ons ontvang het duisende jare terug. Waar U vir ons in 'n krib neergelê is, Here, waar ons die geskenk ontvang het van die lewe. Maar laat ons ook weet, saam met daai geskenk was daar baie trane gewees, want ons het geweet, die Vader weet, God weet wat voor lê. Maria, die aardse moeder, het geweet wat voor lê. So Here, dit is nie net vreugde nie, maar daar's 'n bittersoetheid ook rondom dit, want ons weet, daar is soveel meer as net 'n babietjie wat in 'n krib lê. Daar is ook 'n man wat in 'n kruis hang. 33 jaar later. So Here, help ons ook om hierdie kontras te sien en te verstaan, en dat ons weet, U liefde is oneindig. U geskenke hou nie op nie. En al wat ons moet doen is om dit te aanvaar en te neem vir onsself. Here, dat ons 'n lewende verhouding met U het, en dat ons U as ons verlosser aanvaar, elke dag van ons lewe. Ek weet, ons verdien absoluut geen van hierdie persente nie. Maar ons wil vir U dankie sê vir dit, uit genade. Jesus se kinders sê, amen. Ons kan maar sit, baie dankie. Al verskillende maniere beleef. En ek het bietjie gaan kyk, sommer net na wet van gemiddeldes. En vrouens word oor die algemeen ouer as mans, en mans gaan bietjie vroeër dood, maar opgemiddeld, en dis nou 'n baie rough estimate, het jy so 81 Kersfeeste wat jy gaan hou. Opgemiddeld. 81. Dis dit. Eintlik baie minder as dit. So jy het so 81 keer wat jy Kersfeeste gaan vier hier op aarde. En elkeen van daai Kersfeeste gaan jou eerste ene wees, op een of ander manier. So daar's altyd hierdie een of ander manier wat jy jou eerste Kersfees gaan hê. Jy gaan dalk jou eerste Kersfees as 'n maai. Of jy gaan dalk jou eerste Kersfees sonder 'n maai. Jy gaan jou eerste Kersfees hê waar jy op jou eie bly, wat jy uitgetrek het, en jy gaan dalk jou eerste Kersfees wees waar jy op jou eie is, waar daar niemand anders is nie. Gaan dalk jou eerste Kersfees wees as getroude paartjie, eerste Kersfees in 'n nuwe huis, eerste Kersfees in 'n ander huis. Vir die jonger klomp, jou eerste lelike opbreek waar jy en jou meisie of jou kerel uit mekaar uit is. Dis die eerste Kersfees wat jy sonder hom of haar is. Of dis die eerste Kersfees waar jy daai een gekry het wat jou hart laat staan. Jou eerste Kersfees as 'n gegradueerde wat jy nou net klaar gemaak het met jou studies. Of jou eerste Kersfees by jou nuwe werk. Of jou eerste Kersfees sonder werk. Eerste Kersfees as 'n pensionaris. Jou eerste Kersfees wat jy agterkom dat jou familie nogals baie belangrik is. En ek hoop is gouer as later. Jou eerste Kersfees waar jy agterkom Santa Claus bestaan nie regtig nie. Jou eerste Kersfees waar jy siek is. Jou eerste Kersfees waar jy pasiënte in die hospitaal ontvang. Miskien is dit iemand se heel eerste Kersfees ooit, pasgebore babietjie, en almal is opgewonde, en dan is daar ook baie hartseer wat saam met dit gaan. Jou eerste Kersfees as 'n pa, jou eerste Kersfees sonder 'n pa. Jou eerste Kersfees met 'n vol Kersfeestafel, en jou eerste Kersfees met 'n leë Kersfeestafel. So op 'n stadium gaan daai 81 plus minus Kersfeeste vinnig begin akkumuleer. En eendag is dit iemand se eerste Kersfees sonder jou. Wees altyd op hierdie eerstes wat jy beleef attent. Want hoeveel eerste Kersfeeste gaan jy nog geskenk kry? Hoeveel eerste Kersfeeste lê nog onder jou boom? Ek wil vanoggend vir ons lees uit Jesaja 53 uit, en spring eintlik half bietjie heen en weer rondom waar ons in Kersfees is, want Kersfees gaan tog oor Jesus se geboorte. Maar ek wil lees uit Jesaja 53 vers 5, waar staan,
Oor ons oortredinge is hy deurboor, dis nou Jesus. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sondes op hom laat afkom. So ek wil vandag bietjie op ander goeters fokus, as wat ons altyd fokus net 100% op Kersfees, maar dit gaan alles oor Kersfees en hoe dit by mekaar inpas. Ons gaan altyd oor Kersfees as 'n tyd van gee. En ek wil bietjie kyk na die gee gedeelte van Kersfees, hoe ons veronderstel is om vir mekaar te gee en daar te wees vir mekaar. Die ander kant van die muntstuk van waar ons van onsself afgee of wat daar vir ons gegee word. En ons sit nou vandag hier so in die kerk en dit is lekker om Kersfees saam as vriende en familie in Christus te deel. En waar ons vir mekaar openlik kan sê geseënde Kersfees en waar ons dit kan bedoel. En dan is daar 'n paar plekke in hierdie wêreld wat nie so gebeur nie en ek het net 'n paar van hulle genoem. Afghanistan, Noord-Korea, Somalië, Libië, Jemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran en Indië het hulle nie hierdie voordeel nie. Julle gehoor hoeveel lande is dit? Hoeveel duisende mense is daar wat nie die voorreg het wat ons vanoggend het om Christus se geboorte te kan herdenk nie en vir mekaar te kan sê geseënde Kersfees nie, want hulle gaan vervolg word. Partykeer is dit tronkstraf, partykeer is dit tot so erg tot die dood toe. En dan is daar plekke waar die Bybel heeltemal verban is, waar hulle nie eers vir mekaar 'n Bybel kan gee nie. Hoeveel van ons gee vir ons geliefdes Bybels as Kersgeskenke? En waar ons slegs nie eers die Bybel kan oopslaan nie, en daar's twee plekke, veral Noord-Korea en Saudi-Arabië, wat die doodstraf baie naby aan jou staan, as jy 'n Bybel kry. En dan is daar tog, en as ons net kyk na dit, tot op hede, is dit nog steeds die boek wat die meeste gesteel word van alle rakke af ooit. Kan jy glo? En op hierdie oomblik, en ek gaan nou maar op Amerika se getalle, want hulle is redelik akkuraat, en ek praat nou van Amerika, ek weet nie van Suid-Afrika af nie, is in hierdie jaar, tot en met wat die laaste opname gemaak is 18.4 miljoen Bybels verkoop. Nuwe Bybels wat verkoop is aan mense. Hierdie is die boek wat die geskiedenis van die wêreld gevorm het. As ons 'n Bybel in jou hand het, is daar 'n klomp goeters wat ons eenvoudig net nie verstaan nie. Dis een van die mees verkoopte boeke tot dusver. Dis een van die mees gesteelde boeke tot dusver. En hierdie boek het veroorsaak dat ons ander boeke het. Want hier in 1440 tot 1450 plus minus nie heeltemal seker nie, het Johannes Gutenberg gegaan en hy was so lief vir die Here wat hy gesê het, maar hy wil die Bybel vir almal gee wat hy moontlik kan, en hy het die drukpers ontwerp en hy het die Gutenberg Bybel gedruk, en ewe skielik was die Bybel goedkoper as wat dit ooit was vir almal beskikbaar. Die Bybel in sy inhoud het die wêreld verander op 'n manier wat ons nie eers kan, en ek wil die Engelse woord gebruik, fathom nie. Dit is eenvoudig net te groot vir ons lewens. So hierna het gesê, 'n predikant mag preek oor enigiets net nie langer as 'n uur nie. So ek wil vanoggend 'n diens regtig kort maak. En dis die volgende, ek wil hê ons met 'n kamma speletjie speel vanoggend. En hier's die kamma speletjie. Dink gou, jy sit jouself terug in die 18de eeu waar jy in Europa bly ergens. En dan ontvang jy een van hierdie. En jy kry hierdie, ek ken dit net as die Engels as 'n candy cane. En jy kry hierdie candy cane, en hoekom? Want sien, hulle het met dieselfde probleem gesit as al hierdie ander lande, jy mag nie die evangelie verkondig het nie. Maar dis die wonderlike gedeelte van God, waar hy die onmoontlike moontlik maak, en waar hy ewe skielik 'n klomp goeders reg kry wat hy doen, en hoe hy goeders in plek sit, sodat die evangelie verkondig kan word.
Hy het dit in Johannes Gutenberg se hart gesit om te sê wie wat gaan verkondig die evangelie, en Johannes het nie geweet hoe nie, en toe bou hy die drukpers en ewe skielik word die evangelie verkondig. Klomp sulke stories. Maar hy kry dit op 'n lekkermaker. Weet jy wat is die professionele titel vir dit, die ou wat lekkers maak. Hy sit dit op sy hart en hy sê vir hom, verkondig die evangelie, en die vraag is, maar God, hoe doen ek dit waar ek nie die evangelie mag verkondig nie? En hy sit hierdie op sy hart om 'n candy cane te maak. Want hulle hang gewoonlik so om aan ons Kersfeesbome, die hele boom vol. Gewoonlik bietjie kleiner daarop. Maar dit is min of meer hierdie. En hierdie lekkerny ontwikkel om Christendom wat onderdruk word in Europa uit te leef. Want sien, jy mag nie 'n kruis of 'n Bybel by jou gehad het daai stadium. So met ander woorde, hulle kon nooit Jesus se geboorte herdenk nie, want hulle is onderdruk die hele tyd en hulle is vervolg. En dan volgens legende is dit hierdie lekkerny ontwikkel om Christendom uit te brei. Het jy al ooit agtergekom, en dink gou terug in jou eie lewe nou, al ooit agtergekom hoe God gebruik wat jy al reeds het, of weet, om te doen wat hy wil hê, hy wil gedoen hê. Baie keer gee hy vir jou 'n klomp goeders in jou lewe, en jy kom dit nie eens agter nie, en op 'n stadium gebruik jy dit om sy naam groot te maak. So het hierdie lekkerny ontwikkel, in die vorm van 'n skaapwagter se staf. Want dis hoe hulle gelyk het op daai stadium. Net baie langer natuurlik. Want hulle het dit geken, want wat het die skaapwagter gemaak met hierdie staf? As hy het daai skape gaan haal uit 'n sloot uit, of waar kan hy mag wees, het hom gehak aan sy nek en hy het hom uitgetrek, en hulle het dadelik geweet, dit lyk soos 'n skaapwagter staf, en hulle het die konnektasie gemaak met 'n skaapwagter. En dan sê Jesus vir ons wat? Ek is die goeie herder. Ek het gekom hiernatoe na aarde toe, sodat ek julle kan lei. Maar weet julle wat? 'n Skaapwagter het 'n staf en hy het 'n stok. Want partykeer word daar pak sla ook gegee, as jy nie luister nie. So dadelik sê die mense, okay, hierso is die candy cane, hier is hierdie lekker, en dit herinner ons aan die skaapwagter se staf. Hy lei ons op paaie waar ons nie kan loop, hy haal ons uit gemors uit wat ons nie kan uitkom uit nie, en alles het gebeur as gevolg van vandag, paar duisend jaar terug. As ons hom omdraai, dan kry ons 'n Heer. En dadelik het die mense geweet dit het gestaan vir Jesus. Want dit is aan mense gesê as hulle vir hulle gegee het, dan het hulle vir hulle gesê, hier is vir jou 'n sweet, dit is 'n Jesus sweet. Dit is 'n Jesus lekker. Want dit is 'n Heer. Het jy al agterkom baie keer hoe iets eenvoudig soos die Nike teken jou dadelik aan Nike laat dink. Jy hoef nie die hele woord te sien nie, jy hoef net die letter te sien. En hoeveel keer as jy 'n J sien, dan dink jy reguit, my eerste gedagtes hardloop altyd na Jesus toe. En dis hoekom hy dit so gemaak het. En dan het hy dit gemaak in 2 kleure. Hy het dit wit gemaak, en hoe hierdie goed gemaak is, dis wit wat met rooi infused word. Dis nie rooi wat wit inkry nie, dis wit wat rooi inkry. So hoekom wit en rooi? Want die wit sê vir ons dadelik, onthou gou, vandag is nie enige dag nie, dis 'n wonderwerk. Ek het laas Sondag bietjie daaroor gepraat, van die hele ding van Maria wat verwagtend geword het, en niemand verstaan nie behalwe sy, en God. Waar dit die maagdelike geboorte verteenwoordig, wat sê dis reinheid. Met ander woorde, ek gee vir julle 'n nuwe lewe. Ek gee vir julle 'n nuwe woord, en die woord is Jesus, en die woord is rein. Dis skoon, daar's niks nie, daar's nie 'n blemish nie, daar's nie 'n bietjie sonde of 'n bietjie verderf in hom nie. Dis vlekvry, en dis hoekom dit wit is. Maar dan het ons die rooi, wat die bloed van Jesus verteenwoordig, waar Jesus gekruisig was. En sien, dis nie net een dun rooi lyntjie wat net aan die een kant van die staf afloop nie, dis reg rondom die ding. Want sien, toe hulle vir Jesus gegeesel het en gekruisig het, het hulle vir hom oral geslaan. Die Bybel sê vir ons, hy was onherkenbaar gewees, en dis hoekom hy so baie rooi is,
op hierdie staf. So met ander woorde, ons weet dadelik, as ons kyk na die rooi, want dink gou by jouself, die eerste teken as jy aan rooi dink, dink jy aan bloed. Maar Jesus sy bloed vir ons gegiet het. En waar ek tot vandag toe nie dink, ons kan enigstens 'n idee hê hoeveel bloed het gevloei op die aarde as gevolg van hierdie nie. Waar Jesus se bloed op die grond gelê het nie. Ek dink dit is Picasso wat 'n skildery gemaak het en hy het Latyn geskryf bo aan die skildery en as jy dit vertaal na Afrikaans toe, dan staan daar so, niemand sal ooit weet hoeveel bloed dit was nie. Maar dit het alles begin by 'n babietjie wat opgeloop het soontoe. En dan hierdie lekker is kliphard. So pas op maar vir stopsels. Maar hy's kliphard want hoekom? God is ons rots. Jesus is ons rots. Hy sê op 'n stadium, ek is die klip wat die bouers afgekeer het. Met ander woorde, ek is die klip waarop alles gebou is. Die Engelse het 'n baie mooier woord vir dit. Hulle praat van 'n keystone. En 'n keystone is presies wat dit beteken. Dis die sleutelsteen van 'n gebou. Hoe hulle dit daai tyd gebou het, is hulle het in die middel, dis 'n keystone is gewoonlik 'n ding wat soos 'n wig lyk. En dan het hulle die ander stukke rots rondom dit so gepak, maar hulle het dit nie vasgemaak met sement nie, hulle het daai keystone ingesit, en dan het hulle die res van die goeders omgesit, en dit was heel bo aan die deurpos gewees. As jy daai keystone uithaal, dan val alles in mekaar. En dis wie Jesus vir jou veronderstel is om te wees. As hy uit jou lewe uit moet kom, moet alles in mekaar tuimel. En hy sê, ek is die rots waarop jy kan bou, ek sal altyd standvastig wees. Hoeveel keer het ons Here, ek sal met jou 'n deal maak. Almal van ons was al daar. Ek gaan met jou 'n deal maak. As jy vir my dit gee, dan sal ek dit doen. Hoe lank het dit gehou? Hoeveel keer het ek al met mense gepraat wat my gesê het, hulle het nou gesê vir God, as dit en dit gebeur, sal hulle dit en dit doen. Maar nou soos 10 jaar, of 5 jaar, of 2 jaar, of 20 jaar down the line, en dan ewe skielik is, maar is dit regtig nou nog nodig? Want onthou, nou het ek klaar gekry wat ek wil hê, so nou waar ek nie meer daaroor nie. Jesus is nog steeds die rots wat standvastig. As sy belofte staan vandag, duisende jare later nog steeds. So hy is kliphard, want dit is waarop ons bou, en hy sal nêrens heen gaan nie. Hierdie lekkers is gewoonlik van peppermint, dit 'n peppermint smaak. Dit is my laaste punt. Hoekom peppermint? Want in die Ou Testament en in die Nuwe Testament praat hulle baie keer van hyssop. Dis 'n spesifieke takkie wat daar gegroei het in daai wêreld. En hyssop, as jy dit, ek wil amper sê afgekook het in water, dan het dit 'n peppermint geur gehad. En in die hele Ou Testament word daar baie gepraat van, dit is gebruik vir reiniging, baie keer as mense melaats was, of hulle het een of ander iets gehad, of as jy onrein verklaar was, omdat jy iets gedoen het, jy hyssop gebruik om jouself te reinig. Maar, en dis waar die lang gedeelte inkom is, op hierdie hyssop takkie, is daar 'n spons gesit, wat wynasyn opgehad het, wat hulle vir Jesus gehou het, by die kruis toe hy gehang het, om die pyn te vergelig, nadat hy in hierdie pyn gehang het, en waar hy dors was. Dis na sy lippe toe gebring, en dit is gewees om te sê, Here hierso, en dis hoekom ons die peppermint eet, en jy proe die peppermint elke keer as jy hierdie eet, is dood eenvoudig om ons daaraan te herinner. Jesus het gekom sodat ons gereinig kan word. Daai babietjie van hoeveel jaar terug was eenvoudig daar gewees om vir ons te sê, my kinders, julle sal rein wees, maar ek gaan dit op my neem. Want ek is rein gewees in die begin, die bloed het julle rein gewas, en die reinheid sal aangaan vir julle die peppermint vir altyd. So ek wil vandag, ek sluit af. Nou ek dink as jy weer by 'n candy cane verbystap en so aan, of jy sien die klere, wil ek half hê dat ons net weer moet gaan dankie sê vir die voorreg dat ons geskenke kan gee. Dat ons geskenke kan ontvang.
omdat ons die grootste geskenk in die wêreld ontvang het, genaamd Jesus. Wat in ons lewens ingekom het en waar hy gesê het, my kinders, ek het jou lief. Ek is gebore vir jou. Ek meen, dis die ultimate sacrifice, om daar te wees, om dood te gaan, sodat ander mense kan lewe vir altyd. Niemand van ons sal dit doen nie. Niemand nie. Jesus het gekom en hy sê, ek het gesterf vir julle. En hier is die gedeelte wat ons moet onthou. Vir almal. Nie net vir een persoon nie, nie net vir 'n selektiewe groep nie, vir almal. Maar dis 'n geskenk. As ek vir jou 'n geskenk gee, is dit net boks en papier, totdat jy dit oopmaak. Dan eers is dit 'n geskenk. So ergens moet ons daai geskenk aanneem, ons moet dit oopmaak, en ons moet dit waardeer, en kan sê, dankie Here, vir hierdie geskenk. Ergens moet jy dit aanvaar. My vraag is weer, hoeveel geskenkjare het jy oor? Want dis partykeer baie minder as wat ons dink. So maak seker dat jy, en vandag is die perfekte geleentheid, om daai geskenk oop te maak en te sê, Here, weet jy, ek was kwaai, ek was ongelukkig, maar vandag wil ek my hart oopmaak, kom asseblief in my in. Maak my nuut, maak my vol. Baie van ons het al daai belofte gemaak aan die Here en gesê, maar ons kan dit elke dag maar doen. Dis die wonderlike gedeelte. Elke liewe dag is 'n nuwe dag. As so 'n Engelse ding wat sê, today is yesterday and whatever alles. And today is the present. And a present must be open. En dis waar ons is. Let's use the present to get the future. Kom ons gebruik vandag om seker te maak dat ons vir ewig sal hê, dat ons die geskenk van ewigheid sal oopmaak. Ons sluit die oop. Here, ons wil vir U dankie sê vir U liefde en vir U genade. Ons wil vir U dankie sê dat ons kan weet, U is die Alfa, die Omega. U is die begin, U is die einde, U is die rots waarop ons alles bou, maar U is ook die geskenk wat vir ons gegee is. Here, dankie vir dat U, in die enigste woorde wat ek kan gebruik is verneder het om aarde toe te kom, want ek dink dit moet 'n vernedering wees. Om die koning van die heelal te wees, in perfekte liefde, perfekte vrede, perfekte vreugde te leef, en dan ewe skielik om op hierdie aarde te wees, waar hier soveel seer en pyn en hartseer en goed en sleg is. Maar U het dit gedoen vir ons. U het geweet wat gebeur. So dankie dat ons kan weet, as babietjie het U na hierdie aarde toe gekom, om as volwassene vir ons te sterf. Dankie dat ons kan weet, U is rein, U bloed het ons gereinig, en die reiniging bly binne in ons, as ons saam met U elke tree gee. So Here, dankie vir daai, dankie vir U liefde, en dankie dat ons kan weet, ons het die persent van alle tye ontvang, volgend. Amen. Net vir ons kuiergaste, ek gaan die seën uitspreek, en dan sing ons Amen. Mag die genade, vrede en vreugde van ons Here Jesus Christus saam met julle elkeen wees. Mag julle weet dat sy bloed vir jou gevloei het. Dat hy vir jou aarde toe gekom het en dat hy vir jou oneindig lief is. En dat ons vandag dit gaan herdenk. En dat ons mekaar herinner dat Jesus is vir ons. Hy is die Alfa, die Omega vir ons. Amen.